Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie Dinsdagoggend. Die kern van God se wet, die kern van sy gebooie, ons het die 10 gebooie behandel. Kom ons lees daarvan vanoggend in 1 Johannes 3. Gaan lees gerus die gedeelte vers 23. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo. En dan die tweede, mekaar moet lief hê volgens die gebod wat hy aan ons gegee het. En dit laat my vanmôre sommer net wonder, wat wil Here regtig van ons hê? Wil hy hê ons moet so godsdienstig word, dat ons skoon kontak met die werklikheid en die mense om ons verloor? Gemaak soos die ou vaders gemaak het in die woestyn gaan bly het? Verseker nie. Eintlik vra die Here van ons net 2 dinge. Enige opdrag wat jy die Bybel kan aanhaal, is 'n uitvloeisel van hierdie 2 dinge. Kom ons hoor vanmôre mooi. Die eerste is, jy moet in Jesus glo. En dit beteken, jy moet hom as jou verlosser aanneem en jou hele bestaan aan hom toe vertrou. Jy moet hom vertrou vir meer as net jou verlossing. Jy moet jou hele bestaan hier en nou aan hom as koning wy. Hoor mooi, jou hele bestaan. Maar dis nie al nie. Want as jy dit kan doen, sal dit 'n baie spesifieke gevolg in jou lewe hê. Want as jou lewe regtig aan Jesus behoort, sal jy noodwendig ander ook lief hê. Sy gees wat in jou woon, sal jou sensitief maak vir ander mense en hulle gevoelens. En jy sal by hulle nood betrokke raak. Dit is onmoontlik om 'n lewe waarvan Jesus koning is, net vir jouself te kan lewe. Hoor mooi, dis onmoontlik om 'n lewe waarvan Jesus koning is, net vir jouself te lewe. Jy sal by ander mense betrokke raak, want ware godsdiens kan nooit wêreldvreemd raak nie. Dit is in hierdie wêreld waar jy betrokke is, by die wel en die wee, die lief en die leed van die mense met wie jy hierdie wêreld deel. Here, dit is my begeerte dat U volle beheer van my lewe sal oorneem, sodat ek kan lief hê, soos U van my vra. Amen. Liefde, mag jy saam met my 'n lieflike dag hê.